Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxydeo Tuinroete. Goeiedag vriende, ek is Gerard. Dis my voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxydeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ons gaan vandag 'n nuwe preekreeks begin, maar voordat ons daarmee begin, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie manier tyd kan eenkant sit. Dankie vir die voorreg om te kan glo dat U deur U Gees in ons woon en werk, dat ons aan U behoort en dat U woord lewendig is. En dat dit in ons lewens werk en 'n vrug dra wat U naam verheerlik en wat regtig ook vir ander mense iets beteken. En daarom bid ons nou met groot vrymoedigheid dat U terwyl ons saam dink uit U woord uit, dat U ons sal seën en dat U deur U Gees in ons lewens sal werk. Tot eer van die naam van Jesus bid ons dit. Amen. So dis die tweede Sondag van 2026, die tweede week van 2026, jy kan dit amper nie glo nie, so 'n voorspoedige nuwe jaar, as ons nou nog nie gesels het nie, mag dit regtig vir jou 'n besonderse jaar wees. En ek is seker jy het dit ook die afgelope week of twee baie gehoor, jy lyk nog dieselfde as laas jaar, ek het jou laas gesien, hoe ons mos nou maar praat met mekaar as ons mekaar weer sien vir die eerste keer in die nuwe jaar. En natuurlik is daar 'n klomp dinge wat saam met 'n nuwe jaar kom vir ons wat hier by die kus bly. Baie mense se familie is nou terug huis toe. Ek het so gelag, een van ons vennote sê Sondag toe sy kinders nou daar weg is en so ruk later bel toe sê hy, onthou nou as jy iets vergeet het, moenie omdraai nie. Daar's 'n koerierdiens, ons sal vir julle stuur. Baie van ons herstel nou van die vakansiegangers wat nou terug is. Dit was 'n wonderlike tyd saam met familie en vriende, maar in 'n sekere sin is ons ook bly dinge gaan nou 'n bietjie meer na normaal toe. Vir baie van ons is dit nou as die kinders nou die week terug gaan skool toe, dan is dinge nou meer normaal. En terwyl baie van ons terugkeer na 'n meer normaal, het ons nou hierdie verskriklike brande gehad, terwyl ons nou opneem, is dit nog aan die gang en ons gebede is saam met mense en ons bid regtig dat die Here sal werk en die verliese wat mense ly, ons kan dit nie in woorde omsit nie. Wat beteken normaal vir sulke mense? Dinge is nou baie anders. So ons besef dit en ons gaan ook in die tyd wat kom en by ons byeenkomste gaan ons tyd maak en regtig bid en mense ondersteun en ons glo ook dat in hierdie tydperk die kerk van die Here Jesus 'n rol gaan speel om mense te ondersteun in 'n hersteltydperk. Maar dit is dan ook deel van 'n nuwe jaar. Dit kom ook met 'n anders. Dis 2026. Maar vir baie mense is dit die hoop dat dit nie net 'n nommer op 'n bladsy sal wees wat verander nie. Vir baie mense is daar 'n hoop dat dinge hierdie jaar 'n bietjie anders sal wees. Miskien is daar spesifieke dinge vir jou. Anders as dit kom by my gesondheid, miskien anders as dit kom by iets in my gesin of 'n verhouding of miskien by my werk. Anders as dit kom in my geloof, ek wil meer groei. Ons spot mos nou baie keer oor die nuwejaarsvoornemens, né? Dis die tyd van die jaar hierdie wat die gyms en die kerke vol is, want mense het nuwejaarsvoornemens en ek dink daar's iets meer fout nie. Ek dink is deel van hoe ons gemaak is, dat as daar so 'n nuwe tydperk aanbreek, 'n nuwe jaar, dan kom daai begeertes weer na vore. Ons hoop dat dinge beter kan wees. Ons hoop dat dinge anders sal wees hierdie jaar, beter. Ek dink dis deel van mens wees. En vriende, in ons reeks wat ons nou vandag afskop met die tema nuut en anders, wil ek jou uitnooi om saam met my te kyk na die grootste nuut
en anders wat ons wêreld nog ooit gesien het. En my vertroue is dat terwyl ons kyk na die nuut, dat hierdie drome en begeertes en ideale wat ons het, dat dinge 'n bietjie beter sal wees die jaar. Dat ons sal besef, maar in hierdie nuut wat ons hiervan hoor, het God ook al daai drome, al daai begeertes, al daai ideale ingeneem en hy antwoord dit. Hy antwoord ons behoefte aan nuut en anders. En vir mense wat miskien deur verliese geraak is, mense wat miskien vreeslike dinge nou beleef het, ook met alles wat gebeur, bid ek dat hierdie boodskap oor die opstanding van Jesus Christus jou sal help om te besef dat wanneer God aan die werk is, dan kan jy hom vertrou om selfs uit dit wat lyk na dood nuwe lewe te skep. So kom ons kyk, en mag ek net gou sê, ek hoop dat die verhaal van Jesus se opstanding nooit vir jou oud sal word nie. Dat dit altyd nuut sal bly. Jy weet mos hoe klein kindertjies is. Nee, hulle wil dieselfde storie. Kan ons weer daai storie lees? Vertel weer daai storie. Weer. Het word net nooit oud nie. Dat ons so op daai manier ook soos kinders sal wees. Dat die opstanding van Jesus Christus, elke keer as ons dit hoor, net vir ons nuut sal wees. Op 'n nuwe manier, ons sal skok. Ons tot verbasing en verwondering sal roep. Ons in aanbidding sal bring. En ons verbeelding sal aangryp, dat as dit is waarmee God besig is, as dit is wat gebeur het in Jesus se lewe, dat hy uit die dood uit opstaan, dan kan ek God vertrou om ons te verras in die donkerste van donker tye en nuwe lewe te skep. Kom ons lees saam Matteus 28. Na die Sabbat, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig, sy klere so wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak het gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê: Moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het, en haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Die engel klip weggerol. Ons het nogal gedink om hierdie jaar ons paastema te maak, Rolling Stones. Dis net 'n grappie. Maar dink 'n bietjie jou in. Ons almal weet hoe die wêreld werk. Hulle het ook geweet hoe die wêreld werk. As iemand dood is hy dood. En hulle het baie spesifiek geweet dat as 'n Romeinse soldaat iemand gekruisig het, moet daai iemand dood wees, anders word Romeinse soldate doodgemaak. Die wagte wat hier was, het geweet wat hulle job is. Die Romeinse empire se verteenwoordiger, Pilatus, die goewerneur en die leier van die Jode se geloof, die leier van die tempel en die volkleiers, hulle het saam besluit, hulle gaan wagte by die graf sit, sodat die disippels nie Jesus se liggaam kan kom steel en sê, hy het uit die dood uit opgestaan. Hier gebeur iets. Die graf is leeg, toe die engel die klip wegrol. Wat is hier aan die gang? Dis nuut, dis heeltemal anders. In die hele Matteus kry ons 5 keer in 27 hoofstukke die woordjie vrees. In hierdie een hoofstuk 4 keer. Bang, ontsteld, weet nie wat gaan aan nie.
Dit is so skokkend, want dit is nuut en heeltemal anders. En vriende, net so by the way, as jy nou lees in Johannes en jy lees in Lukas, die opstandingsverhale, dan verskil hulle van mekaar, want die mense wat die ooggetuies was heel gedisoriënteerd. Ons weet nie wat die aangang nie, want so iets het nog nooit gebeur nie. Dis nuut, dis anders. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê, gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle, moenie langer bang wees nie. Gaan sê vir my broers, dat hulle na Galilea moet gaan. Daar sal hulle my sien. Onverwags. Niemand het dit verwag nie. Al het Jesus 5 keer voor sy kruisiging vir hulle gesê, luister, die priesters, leiers van hierdie volk gaan my oorlewer, die Romeinse ryk, hulle gaan my doodmaak, kruisig, en dan gaan ek uit die dood uit opstaan. 5 keer het hy gepraat oor sy dood, 5 keer dat hy gaan opstaan uit die dood. Geen een van daai mense, van die disippels, het gesê, okay, Jesus het gesê, die Romeinse ryk en die Jode leiers gaan hom doodmaak, tik, dit het gebeur. So kom ons kyk nou uit vir deel 2. Wanneer gaan hy uit die dood uit opstaan? Niemand het dit verwag nie. Onverwags. Al wat ons kry is verbasing, verwondering. Hulle val neer, gryp sy voete en aanbid hom, want hier is iets baie nuut en dit is heeltemal anders. En net so tussen hakies, niemand sal so 'n storie opmaak en die eerste getuies vrouens maak nie. Vrouens mag nie eens daai tyd in die hof getuig het nie. Dit is nie 'n uitgedinkte storie nie. En dit wat ons verder lees, bevestig dit. Terwyl die vroue op pad was, het enkele van die wagte na die stad gegaan en alles wat gebeur het aan die leierpriesters berig. Die leierpriesters het toe met die familiehoofde bymekaar gekom en 'n besluit geneem om 'n groot som geld aan die soldate te gee met die opdrag. Sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons geslaap het. En as die prokurator, dis nou Pilatus, daarvan te hore kom, sal ons hom gerusstel en sorg dat julle nie in die moeilikheid beland nie. Hulle het toe die geld geneem en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode versprei. Leiers van die Jode betaal die wagte 'n groot som geld en sê, ons betaal julle hierdie baie geld sodat julle kan sê julle het nie julle job goed gedoen nie. Hoekom doen hulle dit? Hoekom het hulle nie eerder gaan ondersoek instel, gesien wat hier gebeur het, die wagte geglo en Jesus geglo en hom begin volg nie? Hoekom het hulle so hardkoppig teen die waarheid gestry en 'n leuen uitgedink en nog 'n klomp geld betaal? Want hulle het geweet, as dit die waarheid is alles nou nuut en dis anders. Hulle het geweet, hulle gaan nie meer mag kan misbruik om mense te beheer nie. Hulle het geweet, dat as dit die waarheid is, en dit klink so, want dis wat die wagte nou sê gebeur het, as dit die waarheid is, moet hulle alles nou toesmeer. Want as dit die waarheid is alles nou nuut en anders. En vriende, kom ek sê net gou voor ons verder lees, ek dink daai storie gaan tot vandag toe nog aan, dat daar allerhande mense aan agendas is, wat die waarheid wil toesmeer, dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. Want as dit die waarheid is alles nou nuut en anders.
So intussentyd het die vrouens nou by die disippels uitgekom en gesê wat Jesus gesê het, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. Jesus ontbied nou deur vrouens. Dinge is baie nuut en baie anders. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Hulle aanbid en hulle twyfel. Want dis nuut, dis anders. Ons ken dit nie. Jy moet nou onthou, die Jode was die enigste geloof, en volgens my opinie, volgens wat ek weet, is dit nog steeds tot vandag toe, as jy kyk na al die godsdienste, was die Jode in daai wêreld die enigste geloof wat gesê het, God gaan mense uit die dood uit opwek. Honderde gelowe en gode wat 'n lewe na die dood beloof. Net een God, net een geloof, een volk wat gesê het, omdat God die skepper is, gaan God sy mense uit die dood uit opwek, want die dood is nie sy wil in sy goeie skepping nie. Hy gaan alles nuut maak, en wanneer hy alles finaal nuut maak, gaan hy sy mense uit die dood uit opwek. Dis hoekom die Jode gepraat het van die opstanding op die laaste dag. En ons honderde skrifgedeeltes wat ons nou uit die Jodese Bybel uit kan lees. Dit wat ons noem die Ou Testament, maar kom ek lees net 2 versies uit Jesaja, waar God deur die profeet beloof, op hierdie berg, Jesaja 25 vers 7 en 8, op hierdie berg sal hy die sluier vir ewig verswelg, die sluier oor al die volke, die geweefde bedekking oor al die nasies, hy sal die dood vir ewig verswelg. My Heer, die Here, sal die trane van alle gesigte afvee. My Heer, dit beteken heerser, elke keer as jy in die Ou Testament Here, waar al die lettertjies hoofletters is, Here, dan is dit Jahweh. Jahweh gaan die dood verswelg op hierdie berg. En hier staan die disippels. Hulle het geglo daar's 'n opstanding op die laaste dag, en nou, hier op die berg staan hulle by Jesus, en hy het uit die dood uit opgestaan. Hulle aanbid en hulle twyfel, want wat is aan die gang? Wat beteken al die dinge? Wat gaan nou gebeur, en wat gaan van ons word? Ons is sy disippels. Alles is nou nuut. Alles is anders. Wat beteken dit alles? En Jesus antwoord self daai vraag. En om hierdie reeks in te lei, nuut en anders, wil ons begin kyk na hierdie woorde. Dit is 3 kort sinnetjies, maar dit is so groot. Dis 'n hele nuwe wêreld wat hier beskryf word. Eerste ding wat Jesus sê, Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Dit was ons tema laas jaar. His glory, our story. Jesus se heerskappy. Hy is die Christus. Hy het nou alle gesag in die hemel en op die aarde. Die eerste boodskap van die opstanding is, alles is nuut, want daar is nou 'n nuwe koning. Hemel en aarde is nou under new management. Natuurlik was God nog altyd koning in die hemel, maar dis die goeie nuus. Nuus kom ons van nuut af. Hier is wat nuut is. Dis wat Jesus gesê het. God se hemelse koninkryk kom nou na ons wêreld toe. Dit was ons tema. Ons het laas jaar baie oor gesels. Uit Hebreërs uit die storie van die storie van die koning, die laaste koning. Hier is die koning wat vir altyd gaan heers. Hoe weet ons dis Jesus? Hy het uit die dood uit opgestaan, en toe hy uit die dood uit opstaan, wat sê hy? Aan my is gegee. Onthou jy hoe Matteus begin, daar in hoofstuk 4, waar Jesus versoek word deur die vyand, die bose, die duiwel, en die duiwel sê vir hom, hy wys vir hom al die koninkryke van die wêreld, hy sê, aanbid my en ek sal vir jou gee, al die koninkryke en hulle heerlikheid. Die heerskappy oor al die koninkryke van die wêreld. Die duiwel sê, Jesus, aanbid my, ek gee dit vir jou. Wat sê Jesus nou?
aan my is gegee, nou dat hy gekruisig is en uit die dood uit opstaan. Wat het gebeur? Wat het verander? Vriende, dit so die hele Nuwe Testament dan nou van die opstanding, van opstandingsgrond af, resurrection ground, hierdie totale nuwe realiteit, terugkyk na die kruis en sê, toe dit lyk of God niks doen nie. Toe dit lyk of die magte in hierdie wêreld wen, die dood, die bose, die empires van godsdiens, die empires van menslike mag, toe dit lyk of dit wen, toe doen God sy grootste werk aan die kruis. Duisende mense is gekruisig, maar hierdie een kruisiging was nuut en anders. Jesus se kruis was die oorwinning van die koning oor die magte wat hierdie wêreld gevange gehou het. En toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe sê hy, aan my is gegee. Dit wat die duiwel hom mee versoek het hy nou met sy oorwinning behaal. Koning Jesus in hemel en op aarde. Dis nuut, want die wêreld is nou aan die new management, hemel en aarde. Wat gaan die koning nou doen? Gaan hy nou heers deur met geweld nou die Romeine uit te dryf, soos die Jode gebid het daar by hulle tempel, hulle rowers spelonk, hulle gangsters paradise? Gaan dit wees hoe Jesus nou heers? Gaan hy nou die Romeine met geweld, gaan hy die angel armies instuur en hy gaan hierdie wêreld net links en regs uitsort? Nee, kom ons lees verder. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hoe gaan koning Jesus nou heers, nou dat hy alle mag, gesag in die hemel en op die aarde het? Hy stuur mense met goeie nuus. Dit wat nuut is God se koninkryk. Na die nasies toe, kom die nasies, want hy is nou die koning van die nasies. En mense gaan actually hierdie boodskap glo. Hulle gaan sy disippels word. Hulle gaan gedoop word, deel word van 'n familie, en hulle gaan leer om alles te onderhou wat hy beveel het. Dis hoe koning Jesus gaan heers. Dis anders, dis nuut en dis baie anders. Mense in elke nasie gaan hom erken as koning en dan gaan hulle 'n familie word, 'n familie wat saam leer om te doen dit wat Jesus beveel. En dit is hoe koning Jesus, God se koninkryk, in ons wêreld gaan vestig. Dit is baie interessant, 'n rukkie vroeër, toe Jesus vir sy disippels vra, wie sê julle is ek? En Petrus het die openbaring van God af gekry het, dat Jesus die Christus is, die gesalfde koning. En Petrus dit sê, toe sê Jesus toe al, op hierdie rots, hierdie belydenis dat Jesus die Christus is, sal ek my kerk bou, en die poorte van Hades, die doderyk, sal dit nie oorweldig nie. Hoe gaan Jesus heers? Hy het gesê, mense gaan hom erken as Christus en op daai rots gaan hy 'n beweging bou. Die woordjie vir kerk hier soos die Griekse woordjie ekklesia, en dit beteken in hierdie konteks mense wat saamkom, 'n beweging vorm om 'n nuwe kultuur of om 'n kultuur te skep, omdat hulle 'n koninkryk verteenwoordig. Dis wat daai woordjie beteken het in die Roman Empire. Dit is die woordjie wat Jesus kies om te sê wat hy gaan bou. Mense wat gaan saamkom en 'n kultuur gaan skep wat nuut is en anders, want daar's 'n nuwe koning en 'n nuwe koninkryk. His glory, our story. En dis hoe Jesus gaan heers. En wat is die leer by Jesus? Wat het hy beveel? Onthou jy in Johannes 13 som Jesus al sy bevele in een gebod op.
'n nuwe gebod gee ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is. Dis anders. 'n Koning wat sê sy kultuur is iets wat hy nie afdwing op mense nie, dis iets wat hy self begin deur lief te hê tot die dood toe. Sy lewe te gee, liefde. En dit is die kultuur waardeur hy sy koninkryk in hierdie wêreld gaan vestig. Jesus bemin mense in die nuwe in. The message is the kingdom. The method is love. The message is God's kingdom. The method is God's love. En hier moet ons baie mooi hoor, vriende. Jesus kwalifiseer dit wat hy sê. Hy sê, soos ek julle lief gehad het. Ons kan nie met ons idee van liefde kom en Jesus en sy opdrag in dit probeer inpas nie. Nee, dan leer ons niks nie. En dis wat Jesus sê, dis hoe hy gaan heers. Mense gaan sy disippels wees en hulle gaan leer om te onderhou wat hy beveel het, wat hy kom doen het, die kultuur wat hy kom vestig het. Gaan hulle mee aangaan. Ons kan nie met ons idee na Jesus toe kom nie. Ons kom na Jesus toe en hy definieer liefde. En ons het al hieroor gesels, maar kom ek herinner jou weer, Christian Swartz, sy boekie 3 Colors of Love, beskryf dit so mooi. Hy doen in die boekie 'n studie uit die Bybel uit, oor begrippe wat liefde, God se liefde beskryf. Want hy sê, God is liefde. Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Ek het dit al 100 keer gehoor. Mense sê, God is liefde, maar hy is ook heilig. Die probleem is die maar. Die maar is die probleem, want alles wat God doen, doen hy uit liefde, want hy is lief, vir ook sy heiligheid, ook sy regverdigheid, enige iets van God wat hy doen, is uit liefde. Ons kan nie ons idee van liefde na God toe bring, na Jesus toe bring nie. Ons leer by Jesus oor God se liefde en hierdie nuwe en heel anderste kultuur wat hy besig is om te vestig. En Christian Swartz met daai studie uit die Bybel uit, met sy duisende, letterlik duisende gemeentes wat hy al nagevors het, of hulle beweging al nagevors het, beskryf hy dan God se liefde wat ons in Christus leer ken met 3 terme: genade, geregtigheid, waarheid. Hoe gaan koning Jesus heers? Hy gaan heers deur mense wat die nuus hoor. Daar's iets niets en is baie anders. 'n nuwe koning, 'n nuwe koninkryk. Jesus Christus is die Here. Hoe weet ons dit? Hy het uit die dood uit opgestaan toe die empires van die wêreld hom wou doodmaak of doodgemaak het. Sy beweging wou stop, het hy uit die dood uit opgestaan. En nou leer ons. Onthou jy hoe Jesus sy disippels geleer het? Was in 'n groep, was saam. Ons leer genade, waarheid, geregtigheid saam. Dis nie 'n individuepad nie. Dis nie individueel nie. Dis disippelskap saam. Ons is 'n familie op missie. 'n Familie wat by Jesus leer hoe om lief te hê. En ons kan. Want kyk wat sê hy. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van tyd. Dis natuurlik die storie van die Heilige Gees. As Jesus sê, kyk, ek is met julle, wanneer hy in die hemel ingeneem word, dan word dit vervul deur die Heilige Gees wat nou in ons kom woon. Hoe weet ek die Heilige Gees woon in my? Want die eerste vrug van sy inwonende werk is, ek glo Jesus is die Christus, want hy het uit die dood uit opgestaan. Ja, ons kan nou
by Jesus leer, want sy Gees woon in ons. Wat leer ons? Genade, waarheid, geregtigheid. Hoekom leer ons dit? Want dis hoe koning Jesus heers. Dis hoe die kultuur van die hemel die aarde begin vul. En dit, vriende, is die doel van kerk. Kerk is nie hier vir my en jou om geestelike ervarings te hê nie. Jy gaan. Kerk is nie hier vir my en jou om dinge net beter te verstaan nie. Jy gaan. Kerk is nie hier vir my en jou net om connected te voel aan ander mense nie. Jy gaan. Kerk is hier, want Jesus het beloof, die dood gaan nie kan stop dit wat hy bou nie. Hy bou 'n beweging van mense, wat sy kultuur in hierdie wêreld gaan vestig. En hy werk saam met daai mense. Ek het 'n idee, dit wat Jesus hier sê, en kyk, behold. Ek het 'n idee hoe meer ons by Jesus leer, om in genade, waarheid, geregtigheid te lewe. En waar en hoe leer ons dit? Die Heilige Gees het ons aan mekaar verbind as sy liggaam. Ons is die liggaam van Christus. Ons is saam sy disippels. Soos ons leer om lief te hê in 'n gemeente, so gaan ons al hoe meer sien, ook in 2026, hoor my, ook in 2026, soos wat ons leer om lief te hê soos Jesus, gaan ons dit al hoe meer sien. Hy is met ons. Hy werk saam met ons en ons werk saam met hom om 'n nuwe kultuur en 'n nuwe koninkryk te vestig. En kyk, sê Jesus, ek is met julle. Vriende, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. En by jou kampus gaan jy hoor oor 'n disippelskapproses. 'n Program, ons wil dit so toeganklik as moontlik maak. 'n manier, 'n omgewing waar ons saam kan leer. Ons gaan hierdie jaar baie uit die boek 1 Korintiërs uitwerk. En ons almal ken 1 Korintiërs 13, né, as ons praat oor die liefde. Ons gaan saam ontdek in hierdie boek wat Paulus skryf vir mense wat onvolwasse is. By the way, die teken van volwassenheid is net een ding: liefde. Mense wat onvolwasse is, alles wat Paulus daar vir hulle skryf, dit gaan ons soveel help om te leer. En ons gaan mannegroepe, vrouegroepe, maandgroepe, klein groepe, ons gaan allerlei groepe hê. Ons wil dit so maklik as moontlik maak, ek bedoel so toeganklik as moontlik, dat ons saam kan leer om te onderhou dit wat Jesus ons beveel het. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. En Jesus beloof, hy gaan sy kerk bou en hy gaan saam met ons werk en hy's met ons tot aan die volëinding van tyd. En kom ons land dan sommer by daai sinsnede. Die volëinding van tyd. Waarvan praat Jesus? Die woordjie letterlik is era. Dat 'n era begin, die era van God se koninkryk, wat nooit gaan eindig nie. Och, en ons kan so baie oor praat, maar dit was laas jaar, dit was wat ons oor Kerstyd gevier het. Die koning se heerskappy gaan nooit eindig nie, hy is die laaste koning. Ek dink nou sommer Daniël, onthou jy Daniël 2, het die koning Nebukadneser hierdie droom van 'n beeld, en dan is daar 'n klomp dele in die beeld, die kop van goud en alles. Ek kan nou nie alles onthou nie, maar gelees hom gerus. En dan kom maar 'n klip los uit die berg uit, en dit rol, dit word 'n rots, dit vernietig hierdie beeld. Dan sê Daniël, die beeld is koninkryke, empires van die wêreld. En die klip wat loskom, hoor hoe sê hy dit, so treffend, maar die klip wat die beeld getref het 'n groot berg geword. En die hele aarde gevul
In die tyd van daardie koning sal die God van die hemel 'n koninkryk vestig wat vir ewig nie vernietig sal word. Jesus is die Christus, die laaste koning. En ek en jy, terwyl ons hier saam op die berg is, saam met die disippels, ons gaan bid, en miskien twyfel ons ook, hoe gaan dit wees? Hoe gaan dit wees? Maar wat ons kan weet, dat 'n nuwe era begin. En daarom is daar 'n ander era wat besig is om te eindig. Die wêreld wat nog nie wil erken dat Jesus koning is nie. Magte in hierdie wêreld, allerhande magte, selfs die dood, wat nog nie wil erken dat Jesus die Here is nie. Daar's allerhande dinge, allerhande sisteme. Daai goed is besig om tot 'n einde te kom, want die nuwe het begin. Nuut en anders is hier. Jesus Christus is die Here, uit die dood uit opgestaan. Dinge is nou nuut en anders. Vriende, hierdie is nie net 'n stelling wat ons maak nie. Dit is in die krag van die Heilige Gees, 'n oortuiging waarmee ek en jy 2026 kan ingaan en sê, ons behoort aan 'n era en 'n koninkryk wat nooit tot 'n einde gaan kom nie. Hierdie wêreld kan sy slegste sleg doen. Dinge kan gebeur. En as ons terugkyk na die kruis, dan besef ons dat God selfs uit die doodste dood, wanneer dit lyk of hy afwesig is, nuwe lewe skep. Dit is die koning en die koninkryk waaraan ons behoort. En ons aanbid en ons twyfel ook, want ons weet nie presies hoe dit gaan uitwerk nie, maar mag ek en jy ook, terwyl ons hier saam by die opstanding van Jesus Christus saam met daai eerste disippels besef, dis die koning aan wie ons behoort. Dis waaroor 2026 gaan. Dis ons job description. Ons leer by Jesus om lief te hê soos hy, want dit is hoe koning Jesus heers. En ek wil jou uitnooi, die beste commitment wat jy hierdie jaar kan maak, ek wil sê die belangrikste commitment, is dit. Leer by Jesus om lief te hê soos hy, sodat jy saam met hom kan werk aan die nuut en die anders wat hy gebring het. Sy koninkryk, soos in die hemel, so ook op die aarde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie. Soos wat Daniël gesê het, gaan gebeur. Ons staan 2000 jaar later. Dis besig om te gebeur. Reg oor hierdie aarde is daar mense wat saam met Petrus bely. Jesus is die Christus. Hy is nou die beginpunt van alles. Alle gesag is syne. Is dit in skole, is dit in politiek, is dit in werke, besigheid, gesinne, samelewings, buurte, lande, nasies. Jesus is die middelpunt van alles. Dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie nuus te kon hoor en te kon glo. En ons aanbid U vandag, opgestane Jesus. U is die Christus, die Here. En ons hoor dat die opstanding die begin van nuut en anders is en dat ons deelneem aan hierdie nuut en anders, hierdie kultuur van lief hê soos Jesus. Here, gebruik ons. Gebruik ons to love people into the new. In U koninkryk in die nuwe in te bemin. Gebruik ons. Leer ons. Dankie vir U Gees. Dankie dat U regtig met ons is. En dat ons aan 'n era kan behoort wat nie tot 'n einde kom nie. In die naam van Jesus. En Here, terwyl ons ook verskillende prosesse gaan afskop hierdie jaar, om gehoorsaam te wees aan dit wat U sê, om te leer by U. Here, kom vul ons met U Gees.
Leer ons deur die Gees. Gebruik ons verbintenisse en help ons om by daai commitments te hou, om saam by U te leer, sodat hierdie aarde al hoe meer kan vul, hierdie tuinroete al hoe meer gevul kan word met U heerskappy en U heerlikheid in die naam van Jesus. Amen. Vriende, ek wil jou hartlik uitnooi, aanmoedig, pleit al daai woorde. Maak moeite om by jou kampus in te skryf vir die disipelskapprosesse wat nou binnekort gaan afskop en kom ons reis hierdie jaar saam. His glory, our story, laas jaar se tema, hoe lyk dit? Dis waarmee ons die jaar gaan besig wees. Die Here seën vir jou.